blik op die Here, 'n blik op die verandering. Goeiedag. Goeiedag kom uit. Good morning, good day. May God be in your day, may God be in your morning. Sy teenwoordigheid. Kom ons lees Openbaring 1 vers 4 tot 6. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons konings en priesters gemaak vir God sy Vader. Aan hom wat behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons moet onthou dat die Here praat met en deur Johannes, met die nuutgesigte kerk wat na die dood van Jesus Christus verward was, en dat hierdie hele Jesus gebeure dit vir hulle laat lyk het asof sy dood op niks uitgeloop het nie. Hulle word vervolg en spat uit mekaar en groepeer weer op verskeie streke en dele van die wêreld. Johannes begin deur te sê dat hulle gelukkig sal wees as hulle hierdie skrywe lees, hoor en bewaar. En dit dan onthou. Hy groet hulle en sê, genade en vrede vir julle van God en Jesus Christus wat leef en nie dood is nie, want dis wat hulle gedink het. Iets soos, moenie worry nie, Jesus is okay. En so ook julle. Luister mooi, hy wat is, teenwoordige tyd, en dan hy wat was, en dan wat kom. Nie soos ons dit sou verwag, wat was, is en wat kom nie. Hy is nou. Vir ons is hy nou. So elke dag vorentoe is hy. Toe Moses, byna 1500 jaar gelede, gevra het, wie is u Here? Wat moet ek vir die mense sê? Het God hom geantwoord. Sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Hy is nie aan tyd gekoppel nie. Hy is nou. Ons kan met elke sin wat ons verhouding met hom verklaar, met ek is begin. Ek is jou God, jou redder. Ek is jou helper, ek is jou geneesheer. Ek is die voorsiener. Nie hy was dit of sal dit wees nie. Niks kan of sal dit kan verander of beïnvloed nie. Dis net ons wat afwesig kan word en dit mis, deur nie te hoor nie en nie bewus te word van sy teenwoordigheid. Romeine 8 bring dit baie nader, in die 6de vers sê hy, maar die geregtigheid wat die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie. Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is nou. Praat en glo net in die nou, hier vandag. Die redes wat ons soek is klaar gedoen, ons moet teenwoordig raak. Efesiërs 5:4 in 14de vers sê, daarom sê hy, uit die rede waarom hy sê, daarom, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Jou lewe gaan verby en jou verby en ons kan die wêreld invaar op soek na die mooi en briljante en tog leeg terugkom. Die rede, die nou teenwoordig wees ontbreek. Ons moet ten minste bewuslik teenwoordig wees in die moment. Jou huwelik word 'n nagmerrie omdat jy teenwoordig afwesig is. Niks wat om jou gebeur word ervaar of erken nie. Geen respons of reaksie hoegenaamd nie. Dan kla ons oor die gebeure buite ons. Die mense wat plesier kan gee is daar om ons, in ons huis, maar ons daag nie op nie. So by die natuur, diere en voëls, en ons mis uit, omdat alles wat tog sigbaar is by ons verbygaan en ons dit nie sien nie. Ons skitter in ons teenwoordige afwesigheid. Ons slaap of is al dood. Die woord sê, jy slaap of is dood. Hy beveel ons om te ontwaak en op te staan uit hierdie doodsheid. In militêre taal sou dit wees 1, 2, 3, 1. Dis omtrent hoe dit klink. Wat jou tyd te maak gou. Dis dringend, want dis belangrik. Daar is mense wat sterf op 50 ouderdom en maar hulle word eers op 80 begrawe. Sommige het nooit begin lewe nie. Ons kyk vandag na die hede. Waar is ek? Nou.
Dalk is hierdie gesprek 'n wekroep wat aan ons almal gerig word. Ontwaak, word sigbaar, hoorbaar vir jou maat. Sien jy is besig om hom maar te verloor deur jou afwesige teenwoordigheid. Jou maat smeek jou om saam te beleef, te ervaar, te hoor en tog sê sy of hy niks. Ons môre mentaliteit maak dat ons nou alreeds besig is om te skei. Om besig te wees is een ding, om teenwoordig te wees en te ervaar en beleef is 'n voorwaarde vir geluk. Ek hoor in 'n berading die egpaar sê hulle gaan maandag skei. Nee, sê ek vir hulle, julle is al besig om die afgelope klomp jaar besig om maandag te skei. Ons is elke oomblik besig met 'n wen of 'n verloor, elke nou oomblik wat geïgnoreer en uitgestel word. Dit word oorgewig, verlies, egskeiding. Ek sal môre aandag gee aan my tienerseun of dogter wat hormonaal verander. Word toch wakker. Jy is dalk besig om jou kind te verloor en jy deel aan 'n klomp verkeerde besluite. Ons is besig om smart te versamel as ons nie 'n blik op die hede gooi. Verandering is die enigste konstante. Hou jy by al hierdie veranderings. Daar is veranderings in ouderdom, inkomste, fiksheid en liggaamlikheid. Die standaardtong en die kiesvraag by ons kinderdorp waar ek gewerk het, wanneer die huisouer gekla het oor 'n tiener was, is hulle 15 jaar oud of in graad 10. As die antwoord is ja, was die reaksie, hou hulle net uit die tronk uit. Ja, daar is tye wanneer die gevolge van 'n daad die kind 'n les sal leer. Ek moet die nou egter leef en daar wees. Verstaan en nie besig wees om 'n rebel groot te maak nie. Ag julle, die hede nou is so belangrik dat ons vir ons en hulle in ons lewens daar moet wees, teenwoordig om te kies, te hoor en te bewaar wat nodig is. En die ek is nou vir jou God. In elke situasie dit te beleef. Kom ons bid. Here, ons verstaan dat U nie 'n verlede God is nie. Nie die een wat ons gaan oordeel. U is nou, in hierdie oomblik. Hierdie dag is oorlaai met U teenwoordigheid en ons leef en deel dit saam met U. Amen.